Volgende tema is Moses in die mandjie. En lyk jy seker vir my 10 jaar terug gevra, wanneer preek ek bietjie oor Moses in die mandjie? Toe sê ek weet, ons moet van gereed oor die boodskap gee. Ons kan nie net preek wat ons wil nie. Ons moet preek wat die Here vir ons gee. En terwyl ek hierdie week gebid het vir 'n woord, wys die Here vir my Moses in die mandjie, tog. Dis dan so kinderlik. Dis 'n kinderbybelstorie, nee. Maar het julle regtig die storie agter die storie gekry wat vir jou 'n openbaring gee op die einde van die dag? Vir ons as kinders, die kinders, is dit net 'n storie. Maar die oomblik wat dit geopenbaar word en jy sien wat die betekenis daaruit, en jy besef, weet jy wat, ek is dalk daai Moses in die mandjie. Ek is dalk besig om hier te dryf. En daar's krokodille. Daar is alles om jou. Maar die krokodille is die storms, is finansies, is bekleierery, bitterheid, al my God. Maar kom ons kyk wat staan in Eksodus 2 vers 1 tot 10. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. Ek sê weer Eksodus 2, is daar iemand wat wil Bybels hê wat sal wil opsoek? Is julle besig? Eksodus 2 vers 1 tot 10. Ekskuus. Ek het die papiertjies nie gedruk nie en ons het dit nie op die skerm nie. So Eksodus is Genesis Eksodus. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Ja, steek ons nie ons babatjies baie keer weg nie. Want as 'n babatjie nou net gebore is, wil jy mos nou nie hê daar moet kieme kom nie. Nee, dan steek ons die kinders weg. Weet hulle pasgebore babatjies gesê, mense moet nie te veel naby hulle kom nie. Want mense dra kieme, nee. So, hier is hierdie babatjie gebore, sy het hom vir 3 maande weggesteek, maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van besies geneem en dit met lijmgrond en pik bestry. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op die afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het in die Nyl afgegaan om 'n bad te neem. Terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het, toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk. Dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is die een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n leegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord daar, ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog vir hom. Ja, soog beteken sorg. Dit is in die 33 vertaling wat ek het gebruik, sodat julle maar net, verstaan julle, soog is sorg, wat sy vir hom kan sorg. Ek het net daar regstel vir julle. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Is dit 'n verskriklike awesome storie, nie waar nie? Nou kom ons buig ons hoofde en ons gaan in gebed. Hemelse Vader, ons buig vandag voor U in nederigheid en eerbied. U is die skepper van die hemel en die aarde. U is die God wat lewens bewaar, roepings beskerm en toekoms vasmaak. Here, dankie dat U vandag hier is. Dankie vir die Heilige Gees wat harte oopmaak. Dankie vir elkeen van ons wat hier is. Nie soos ons sien mekaar nie soos mense nie, maar soos U ons sien. Here, ek bid nou, raak elke hart aan wat hier sit. Breek elke muur af.
Maak elke oor oop vanoggend. Maak elke gees ontvanklik. Laat niemand vandag hier uitstap soos al ingekom het nie. Loop, wat hoop herleef, laat geloof opstaan, laat drome wakker word. Here, ons verklaar vanoggend, Jesus is die Here in hierdie plek. Die woord het vrye toegang tot ons. Die Gees het beheer en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Ons sê amen, stem julle saam. Amen. Nou mensies, vandag gaan ek met julle gesels oor 'n kind in 'n mandjie. 'n Ma met geloof. En God het 'n plan gehad. Amen. So baie van ons voel soos daardie mandjie. Jy dryf, jy spartel rond, jy het nie beheer nie. Jy weet nie waarheen jy gaan nie. As jy iemand wat so voel, jy voel klein, jy voel, jy word nie raak gesien nie, jy voel weerloos, jy voel, jy is in niks werd, jy voel getrap, jy voel verwerk. Maar vandag het ek vir julle elkeen goeie nuus. God sien jou mandjie. Daar waar jy nou tans is, in daai situasie, waar jy jouself verkeer, sien God raak wat hy gaan. Hy is nie blind nie. Hy ken jou rivier. Hy weet waar is die krokodille. Hy weet waar is dit wat aan jou wil kom vat. Maar God beheer jou bestemming op die einde van die dag. Amen. Hy is in beheer van jou lewe. Nou geef my sê, maar hoe kan dit wees? Kom ons kyk na Exodus 2, versie 3 tot 4. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bessies geneem en dit met lijmgrond en pik bestry. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom gebeur. Dit is nou mooi. Jy is in 'n situasie, maar jy wil in beheer wees daarvan. Help nie. Jy kan op die kant staan en jy kan maak wat jy wil. God is in beheer. Jy kan niks verander nie, maar God kan op die einde dit verander. Nou, daar was 'n wet wat Farao gesê het. Onthou daai wet. Elke seun moet doodgemaak word. Nou sit jy kyk na jou kind wat langs jou sit. Of jou kind en iewers skielik moet hy kind weggeneem word. Dis 'n verskriklike ding wat gebeur. Jy gaan nie jou kind sommer net so gee nie. Maar hier moes hulle. Daar was moord. Dit is moord om iemand dood te maak. Daar was vrees onder die mense. Verkeer ons nie tans in vrees oor die toekoms nie. Daar was trane gewees. Kyk, as 'n kind siek is, huil jy. Maar as jy 'n kind moet weggevat word, soos die ma wat gister haar seun verloor het, hoe moet sy nie voel nie? Ouers het hulle kinders weggesteek. Moeders het in stilte gesit en huil. Baie van ons gaan weer dinge en ons huil in stilte. Vaders moes magteloos toekyk. 'n Pa het nie 'n sê gehad nie. 'n Pa kon dit nie keer nie. Maar daardie donker tyd het God 'n plan gehad vir Moses. En so het hy vir jou wat hier sit, het hy 'n plan. Stel jou voor, 'n klein huisie in Egipte. 'n Ma met 'n baba in haar arms. Sy hoor hy soldate buite. Jy weet hulle, as jy daai stories kyk wat jou so bang maak, dan hoor jy die voetstappe toef, toef, toef. Jy hoor hoe stap hulle buite, maar jy sit in daai vertrek. Jy sit in daai kamer en jy bid. Vra Here asseblief, moenie my kind nou laat huil nie. Moenie laat my kind huil nie, want hulle gaan hoor hy's 'n baba. Haar hart klop, haar hande bewe. Sy kyk na haar seentjie, sy weet, as hulle hom kry, sterf hy. Sy bid, sy huil, sy vertrou, sy vat riete, sy maak 'n mandjie, sy smeer dit toe. Elke laagie teer sê, Here beskerm my kind. Nou as jy nou ietsie maak, kom ons vat 'n ballon, ons blaas 'n ballon op, kinders. En ons vat die helfte van daai ballon, ons pak dit met
koerantpapier met die gom wat jy jou take mee doen. Ek dink dit is koekmeel en water en daai goed, dan meng jy dit. En elke laagie wat jy, en jy sit 'n laagie en jy smeer en sê, God beskerm hierdie kind. Dis wat daai mamma gedoen het, sy het elke laagie wat sy gesit het, het sy gesê, God beskerm my, God ek vertrou U. En sy sit haar baba neer en sy soen hom. En sy fluister, God is met jou. God is met jou in jou situasie waar jy nou is God met jou. Hy stap elke tree saam met jou. Elke liewe tree. Sy sit hom in die rivier, nie omdat sy moed opgegee het nie, maar omdat sy geloof gehad het. Kan ons nie ons geloof hanteer in geloof nie? Want dit moet baie moed vat van 'n mamma, om 'n babietjie in 'n mandjie te sit. Sy het hom waterdig gemaak. En haar geloof was daar dat water nie sal inkom nie. Die water sal nie deurdring nie. Nou jou probleme gaan nie jou einde wees nie. Daar waardeur jy gaan is nie jou einde nie. Daai mandjie was nie net 'n mandjie nie, dit was 'n ark. Kyk, vir Moses het 'n ark gemaak. Hy het hom ook gesmeer, laag vir laag. Dit is 'n skuilplek. 'n Simbool van geloof. Soos laag. Moses se mandjie was sy reddingsbootjie. Ons sit weer met die ballon, met al die goed wat ons aan die onderkant smeer en as jy hom klaar dik gesmeer het en het hom geseël en jy sit hom op die water, kan hy sink. Hy kan nie sink nie. Hy kan nie. En as jy God gevra het om daai spesifieke situasie van jou te vat, jy sit hom in daai mandjie wat jy gemaak het, jy het laagie vir laagie gesmeer, kan jy God vertrou. Jy moet daai vertroue hê om daai mandjie in te sit, te sê, weet jy wat, hy gaan nie sink nie. As jy dink die Nyl is 'n gevaarlike rivier, daar's krokodille. 'n Krokodil, wat maak 'n krokodil as hy in die hande kry? Weet jy, dis kans op kans, die strome wat beweeg het in die Nyl rivier. Maar Jesus was in beheer van daai daar was vloede. Jy weet, as jy na 'n rivier kyk, die rivier loop nie altyd stryd, wat mense dit reguit level nie. Daar's donkels en hy beweeg en hy maak draaie en kyk maar mense wat met 'n bootjie gaan visvang. Daai bootjie maak nie, hy bly nie stabiel nie, hy beweeg. 'n Rivier beweeg mensies, die water loop. So daai visies het daai mandjie het mooi stabiel gebly. Want wie se hand was oor daai mandjie? Wie se hand? God se hand. En dit maak 'n mens bang as jy weet daar's vloede op pad. Ons vat die storm wat ons nou so rukkie terug gehad het. Dit was vreeslik. Maar die Here het ons daardeur gedruk. Wat maak vir jou wat hier sit vandag, wat hier luister? Wat maak jou bang? Wat is daar wat bang maak? Daai wat jou bang maak is om God gebruik dit om jou te bevorder. Hy gebruik dit om jou te bevorder. As jy deur 'n moeilikheid gegaan het, kom ons sê, jy was al bankrot verklaar. Dan kan jy vir 'n ou wat besig is om deur 'n finansiële stryd te gaan, kan jy vir daai ou van hulp wees. Jy kan vir hom sê, hoe het jy daardeur gekom? En daai ding waardeur jy gegaan het, is die ou en jou testimonie. Wat vir jou sê, luister, kyk, ek kon daardeur gegaan het. Ons het vanoggend gepraat van hare wat afval, mense wat chemo gehad het en het nie meer hare nie. En hoe vrees jy nie het as jou hare stukkie vir stukkie weer begin uitval nie. Hoeveel vrees het ons nie elke dag wat ons beleef nie. Hoeveel dinge is daar nie wat op ons pad kom, wat vir ons het moeilik maak party daar. Joey, hoeveel keer het jy moedeloos gesit, dat jy gedink het, jete, my man gaan nooit regkom nie. Hoeveel keer beweeg ons in situasies, wat ons weet, Here, waar is U? Hoekom moet ek hierdeur gaan? Wat is my plan met hierdie lewe? Hoekom werk niks uit nie? Maar God beheer jou stroom, God beheer jou situasie, maar jy is so geneig om te sê, hierdie is myne,
dis myne, jy bly dit terug. Jy sê, Here, help my, maar jy bly die situasie terug. As daai suster wat gekyk het, maar wat was belangriker? God het gekyk. God se hand was oor Moses gewees in daai mandjie. God se hand was oor hom gewees. En soos jy, jou situasie, jy wat hier sit, jy's nie onsigbaar nie. God weet van jou. Hy's alomteenwoordig. Hoe groot is ons God nie? Ons kan ons seëninge een vir een kan ons stel. En hoeveel van ons voel nie soos Moses nie? Daar is Madiba vanmôre. Hy voel ook soos Moses. Hy het 'n verantwoordelikheid om mense by die kerk te kry, en nou werk hy kom nie reg nie. So, hy het 'n probleem, maar wie sit hy sy vertroue? Op God. Jy het 'n situasie tans, finansiëel, emosioneel, gesinsgewys, geestelik. Jy voel ek dryf net. Waarvoor is ek hier? Hoekom het die Here my gestraf? Want niks wil uitwerk nie. Is jy in lyn met God? Het jy dinge reg? Doen jy dinge reg? As jou ma vir jou sê, moenie op die dak speel nie, en jy sê vir jou ma, ek sal op die dak speel. Ek gaan op die dak loop. Ek wil sien wat aangaan. En jy trap op 'n spyker en jou voet skeer. Het 'n gat in jou voet. Wie se skuld is dit? Jou ma se skuld? Wie se skuld is dit? Jou eie skuld, want wat maak jy op die dak? Jou ma sê vir jou, moenie goeders in die mikrogolf druk wat kan ontplof nie. En jy luister nie, jy wil popcorn in 'n stil bak maak. Woepsie, vlieg die daksel af. Wie se skuld is dit? Jou eie skuld. En as die weer kom en hy waai die dak af, wie se skuld is dit dan? God sal jou beskerm. Die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. Johannes 10 vers 10. Maar ons lees hier verder, maar God het gekom om ons soveel terug te gee. Hy het ons gekom om ons te seën. Hy dra jou, hy gaan saam met jou elke stapie wat jy stap. Baie keer is ons op hierdie punt van, die deurbraak is hier, maar ons volhard nie, dan val ons terug. Ons volhard nie. Ek sê vandag, ek gaan my Bybel lees, ek gaan Bybelstudie doen, ek gaan nader tot God, want hy gaan tot my nader. So ek gaan dit nou doen. Dan breek vanaand aan, dan dink ek, Bybelstudie, ons kan veel môre aan doen. Om my Bybel te lees, is ek nou bietjie te moeg vanaand, as dit nie krag nie. So ek gaan dit nou môre aan doen. Môre aankom, jy kry mense, jy vergeet skoon. Dan kom die moeilikheid, weet jy nie, om dit te hanteer. Maar ja, daai mandjies van ons, hier sit mense wat se mandjies, hulle het 'n gebroke huwelik, hulle het siekte, verloor werk wat jy verloor het, 'n rebelse kind, en jy is onseker oor jou toekoms. So sê nou, jy maak nou volgende jaar klaar met skool, jy is onseker wat jy gaan word. Weet jy wat jy gaan word? Gaan jy 'n ambulance werk? En as dit gebeur dat jy nie kan ambulance doen, nie gaan jy worry oor wat jy gaan doen as jy ouer is. Worry jy oor wat jy gaan doen as jy ouer is? Worry jy? Jy sien? Worry jy ook? Wie worry alles oor die toekoms? Dit is hy budget nie klop nie, nee. En jy kyk die huise huurprys, en jy kyk die water en ligte, en jy kyk die brood se prys gaan op, en die petrol gaan op, en die kinders moet by die skool kom, dan is ons onseker oor die toekoms. Maar dan gaan ons dit in die mandjie sit, want God is in beheer. Hy is in beheer, hy gaan dit vir hanteer. God se tydsberekening, hy is nie stadig. Want jy wil dit nou so hê, as jy klap, dan moet dit gebeur, nee. Maar ongelukkig gebeur dit nie so nie. Daar's 'n regte oomblik. Kyk na Farao se dogter. Daar was nie vroeër tyd vir hom te gaan bad nie, in die Nyl nie. Maar daai oomblik het sy tyd gehad om te gaan bad. En dis daai oomblik wat Moses in hy mandjie was. Nie later nie, daai spesifieke, presiese tydstip. So God is dalk bietjie laat.
maar hy is op die regte tyd, die tyd wat reg is. Het jy geweet, jou situasie waardeur jy gaan is jou getuienis vorentoe? Hoe God jou gedraai? God is nooit laat nie. Nooit. Maar hy kan nie op jou tyd werk nie. Jy kan 'n stuurwiel draai en sê die stuurwielkar moet daai kant toe gaan. Jy's in beheer van jou kar. Jy's in beheer van om jou vloere te was. Jy's in beheer daarvan om jou kos te maak. Maar jy kan nie God beheer. Daar's geen manier nie. God het 'n herstelplan vir elkeen van ons. Moses het in 'n paleis groot geword. Hy het opleiding gekry. As hy daar by sy ma gebly, dink jy sy ma kon vir hom opleiding gegee wat Farao gegee het? Nee. Hy het guns gekry. Hy het invloed gehad. Wat bedoel was vir die dood, word 'n voorbereiding. God het hom voorberei. En baie keer sit God dinge op jou pad, wat jy nie verstaan nie, hoekom sê die waaroms nie. Maar mense, ek wil vir julle sê, om God te vertrou, is jy bereid om jou situasie waarin jy jouself bevind vandag, in daai mindjie te sit, om te sê, Here, ek verstaan nie wat ek moet doen nie, maar ek vertrou U. Ek vertrou U ten volle. As ek nou net vat met my seun se, my jongste se gehoortoetse wat hy moes gaan breinstamtoetse en dan moet hulle bepaal wat gaan hulle implant om te kan laat hoor. Maar ek het op God vertrou. Die oomblik wat ek gesukkel het om te kyk hoe werk die krediet, ek het 'n kredietkaart gehad, maar ek het nie geweet hoe werk die budget afdeling nie. Want my kind wil ek graag laat hoor. So my kredietkaart, moet ek uitvind hoe werk die kredietkaart, sodat my kind kan hoor. Dan sit jy, dan kyk jy, okay, jy kry 3 maande, 6 maande, 12 maande, 18 maande, 24. Nou as die rekening soveel is, dan kan ek soveel 'n maand betaal, so ons gaan op die max vat. Maar my kind moet hoor. Ek wil graag hê my kind moet hoor. En ek bid, ek vra, Here, gee vir my leiding. En hulle kom en hulle sê vir my, jou kind het 'n maand ouer baba se gehoor. Die gehoor is besig om te herstel. En jy kom al voor, jy sê dankie, jy is baie dankbaar daarvoor. Jy kom voor by die toonbank en jy vra, Here, mense, wat moet ek nou betaal? En ek bid daar, ek sê, Here, asseblief help. En die vrou sê vir my, deur al die verslae wat sy gegaan het, ja, dit was moeilik om die toetse te doen, die hospitaal is nie goedkoop nie, maar hulle sien waardeur ons gegaan het. Al die toetse wat daar gedoen het, al die terapie, alles. Hulle het besluit om die rekening af te skryf. Is dit nie 'n Moses wat in 'n mandjie is, waar God sy hand oor gehad het nie? Want God het 'n plan gehad. Hoeveel keer sê ons, daar's nie hoop nie, daar's nie 'n uitkoms nie. Daar sit 'n kind wat kan hoor vandag. 'n kind wat kan loop. 'n kind wat kan praat. 'n kind wat sy hande kan optel. Alhoewel hy nie kon gedrink het soos 'n normale kind 'n bottel nie, is hy vandag normaal. Hoekom? Want ons het God vertrou, sy hand is oor elkeen. Elkeen. Mense is julle kleinkinders, God se hand is oor hulle. Jy's nie alleen nie. En ek het gisterand te dink gekyk van daai ex-duiwel aanbidder of ek kan nou nie onthou wat is sy naam nie. Maar waar hy gesê het, die vyand kom om die kinders aan te val op skool. En om die kinders vir ouers wat bid, is daar 'n blou ring wat hulle nie kan deurkom. Die verkeerde, die duiwelaanbidders kan nie daar deurkom nie, want die ouers bid. As ons regtig tot God nader, gaan hy tot ons nader. Hy gaan daar wees vir jou en vir my. Hy gaan ons in elke situasie, gaan hy vir ons beskerm. Kom wat wil. Jy moet net daai pakkie vat, daai huwelik, daai finansiële druk, daai, ek het nie genoeg kos in my huis nie. Ek het nie voldoende fonds om my kind by die skool te bly. As jy daai situasie vat en jy gee dit vir die Here, mensies, jy sit dit in Moses se mandjie en jy vertrou God.
kan dinge uitwerk. Amen. Kom ons sê hardop saam met my, Here, my lewe is in U hand. My toekoms is in U beheer. My storie is nie klaar nie. My God is getrou. My God is getrou. Kyk na die klere wat jy aan het. Jy het 'n hemp vandag om aan te trek. Daar's mense wat nie 'n hemp het nie. Kyk na jou broek, jou skoene. Jy het daar vanoggend net 'n halwe pakkie pap gehad, maar jy het pap geëet. Jy het daar vanoggend gevoel, wat is die moeite werd om kerk toe te gaan? Dis net nog 'n woord, dis net nog musiek wat nie na my smaak is nie. Maar mense, ons moenie laat dinge ons weghou nie, want die vyand is listig. Hy vertel vir jou stories, en jy glo daai stories op die ouend van die dag. Hoe het ons oumas en oupas en mamas en papas gesê, die duiwel sit op jou skouer? Sê mense nog steeds vir die kinders? Ek het dit nooit, ek wil dit nie vir my kinders sê nie. Ek hou nie daarvan nie. Maar ja, hoeveel het ons ouers nie gesê, die duiwel sit alweer op jou skouer? Vertel vir jou stories. Maar die vyand kom vertel vir jou 'n storie, hy plant 'n saad in jou kop. En jy moet nie glo wat die vyand sê nie, jy moet glo wat God sê. Hy is getrou, hy is alomteenwoordig, hy gaan jou deur jou situasie help. Jy het nodig om nader te beweeg aan God. Jy het nodig om jou Bybel oop te maak, te lees en te bid. Baie keer sê jy, ek bid in die siening vas. Wie bid in die siening vas? Hoekom bid ons teen sielings vas? Ons maak nie die woord op nie, want die antwoord is in die woord. As ons vandag besluit, ek like nie daai pastoor nie. Hy dink baie van homself. Ek hou niks van haar nie. So ek gaan nie weer kerk toe nie. Kerk is nie vir my nie. Ek kan dit op die TV kyk. Dit is baie makliker. Ek kan dit luister op YouTube. Ek kan dit kyk op, ek kan dit luister op die radio. Maar sê vir my, kry jy drukkie daar? Kry jy liefde daar? Kry jy daarvan, dit vir my, jy dalk vanoggend, wat jy wat hier sit, het vanoggend nodig om 'n gebed het, jy het regtig 'n gebed nodig. Jy het regtig nodig dat iemand vir jou moet bid. Nou besluit jy bly by die huis. En jy het ook nog 'n gebed, dat jy sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Nou bly jy by die huis, as gevolg van hierdie like van wat dinge aangaan in 'n kerk nie. En jy mis die boodskap wat dalk 'n antwoord is op dit wat jy vir God vra. En dan mis jy daai oomblik. Kyk, as jy kyk na klank in 'n kerk, klank is 100% voordiens. Jy toets 100%, maar die oomblik wat worship begin nie. Hoekom? Die vyand wil dit nie hê nie. Moet ons kwaad word? Nee. Moet ons aanhou? Ja. Moet jy regop staan? Ja. Moet jy deurtrek? Ja. Moet jy volhard? Ja. Ons vat maar al die manne wat in die army was. O nee, hier's baie min mans hier wat in die army was. Maar jy was in die army? Nee meneer? Met die rooi, was jy in die army? Nee. Nie? Tokkie, jy was? Ja. Het jy opgegee? Nee. Jy moes aandoen, jy moes deurdruk. Ja, jy moes volhard. Want hoekom moet jy volhard? Want dit is 'n fase waardeur jy moet kom. Jy gaan daar deurkom. Jy gaan. Dinge wat nou op jou pad is, gaan nie deurkom. En jy gaan heel aan die ander kant uitkom. Jy het nodig om nader tot God te kom. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Vader God, dankie vir elke mandjie vandag wat hier is. Dankie vir elke persoon wat moeg is. Dankie vir elkeen wat twyfel. Here, ek bid nou, waar die vrees is, bring vrede. Waar daar wanhoop is, Here, bring hoop. Waar daar gebrokenheid is, Here, bring herstel. Here, dra ons, lei ons, gebruik ons. Laat elke Moses hier vandag opstaan. Ons gee ons lewe in U hand alleen. Ons sê dankie vir al die genade, al die liefde. Here, hier waar hierdie woord uitgaan, Here, daar waar iemand dalk 'n negatiewe woord kan spreek, Here, ons bid dit in die naam van Jesus. Ons sê geen woord sal aangeraak word, Here, daar waar negativiteit aan is, Here, spreek ons positiviteit uit. En ons sê dankie vir al die genade, al die liefde.
Here gaan so saam met almal wat huis toe gaan, Here behoed U bewaar elkeen van ons, stuur die engele vooruit, sodat ons pad gelyk gemaak kan word, Here. Ons sê dankie vir alles. Ons bid dit in U naam, Here. Amen. Ek wil hier na hierdie lied luister wat nou gaan speel. Luister hierdie lied. Dan gaan ons aan met die diens. As ek bang is oor die nag, is my hart swaar dra, onthou ek weer, die Here is hier, hy beskerm my. As die wêreld te hard raak vir my siel en die pad voor my lyk te styl, roep ek U naam in stilte, Here, en ek voel hoe my vrees begin wyk. U hand hou my vas in donker tye, U lig breek deur my seer. Ek staan nie alleen nie, want U is altyd naby, Heer. Die Here beskerm my dag en nag. Hy hou my vas met liefde en krag. Al wankel my hart, al voel ek klein, ek weet die Heer beskerm my. As die storms woed oor my lewe en ek nie meer antwoorde sien, praat die vrede in my binneste en leer U my om weer te glo. Geen vrees kan my oorweldig, geen skadu is te groot, want die beloftes bly my anker, selfs tot aan die einde toe. Die Here beskerm my dag en nag. Hy hou my vas met liefde en krag. Al wankel my hart, al voel ek klein, ek weet die Here beskerm my. Wanneer ek struikel, tel U my op. Wanneer ek twyfel, praat U hoor. Witgeval op, hartgeval, wat die Here het jou opgedra. Hy het elkeen van ons opgedra. Hy beskerm ons elke dag. Waar ons gaan, beskerm hy ons. En so het hy vir Moses beskerm. En so kan hy jou beskerm. En daai mandjie kan jy rustig wees. God is met jou. Amen.